gaan vandag 'n bietjie gesels oor die Heilige Gees. En soos wat ek voorberei het, het ek besef, hierdie gaan 'n reeks moet wees van 2 dele. Ons gaan die vandag 'n bietjie gesels oor die teoretiese eienskappe van die Heilige Gees. Wie is die Heilige Gees? Waar kom hy vandaan? Hoekom is die Heilige Gees hierso? En ons gaan volgende week 'n bietjie verder gaan na die praktiese aspek van die Heilige Gees, wat die Heilige Gees doen in 'n gelowige se lewe en so voort. Hoe lyk dit om te wandel saam met die Heilige Gees? Nou, môre is Pinkster. En dit is die dag toe die Heilige Gees uitgestort is aan almal wat in die bokkamer was. Nadat Jesus opgevaar het en in die regterhand van God sit, het hy gesê, wag, en julle sal krag ontvang. En ons gaan daai gedeelte bietjie lees vandag en verder in dit ingaan. Maar vandag gaan ons kyk, wie is die Heilige Gees? Hoekom het ons die Heilige Gees nodig? Hoekom is hy gestuur? En wat doen hy in ons lewens en in die wêreld? Ek wil begin om net hierdie vir julle te sê, net soos wat Jesus niemand dwing om sy disipel te word, of deel te word van sy koninkryk nie, so dwing die Heilige Gees ook niemand om onderdanig te wees aan die leiding van die Heilige Gees nie. Jesus dwing niemand om hom te volg nie. Hy nooi almal uit. Die Heilige Gees dwing ook geen persoon om onder sy gesag te staan en sy leiding te staan nie. Ons bepaal hoe die Heilige Gees funksioneer in ons lewens. So die van julle wat julle Bybels het, blaai vir my na Handelinge 2 vers 1 toe. Daar gaan skrifgedeeltes op wees, in klein boekies van die Bybel, maar ons gaan meestal in Johannes en in Handelinge wees, so blaai vir my na Handelinge 2 vers 1 tot 4 toe. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul met hulle waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur wat hulself verdeel en op elkeen van hulle gaan sit het. Daar's tonge van vuur wat verdeel het en op elkeen gaan sit het. Ek wil hê, ek het laasweek daaroor gepraat, maar ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ek en jy is fisies mens. Ons sien fisies, maar daar's 'n geestelike riem wat meer waar is, wat gaan staande bly as die aarde verwoes is. Hierdie alles is tydelik. Dit gaan vergaan. Daar's 'n geestelike wêreld wat nie gaan vergaan nie. En op Pinkster het daar iets geesteliks gemanifesteer vleeslik, dat hulle dit kon sien met hulle oë, en hulle het die Heilige Gees ontvang in daai oomblik. Hoekom wil party Christene nie onderhewig wees aan die Heilige Gees nie? Daar is 'n paar redes hoekom mense nie altyd wil luister na die leiding van die Heilige Gees nie. Van julle sit hier en wil niks weet van die Heilige Gees nie. Julle het al gehoor van hom en julle weet hy's deel van die drie-eenheid, maar dis waar hy stop. Hy bly deel. Ek wil nie verder weet van hom nie. Want ons het al dalk gehoor of self goeders beleef wat vir ons net te vreemd is. Daar is goed daar buite, en ek noem dit die airy-fairy spiritual scary goeders, wat gebeur, wat sê, dis die Heilige Gees, maar ek weet nie altyd of dit die Heilige Gees is nie. En vandag gaan regtig daaroor om te sê, wie is die Heilige Gees, wat doen hy, en hoe lyk dit wat hy doen, dat ons hom beter kan verstaan, want hier's van ons wat net versigtig is en sê, ek weet dit is daar, ek weet die Heilige Gees funksioneer, maar dis nie 'n veld waar ek in wil gaan funksioneer nie, en dat ons daai goeters net van kant kan skei. Van julle sit hier, wat al die
Heilige Gees gesien werk het in mense, wat al beleef het hoe die Heilige Gees deur jou werk. En nou sit ek hier en ek praat met twee extreems, moontlik, mense wat niks wil hê met die Heilige Gees nie, mense wat die werking van die Heilige Gees glo en al beleef het, en dan almal tussenin. En ek vertrou dat die Here in elke oomblik, in elke persoon se lewe sal werk soos wat jy in die seisoen is. Die Heilige Gees doen daai in ons. Een uitdaging wat baie keer gebeur is, ons wil dat die Heilige Gees werk, maar soos wat ek dit wil bepaal. En dit is iets wat ons voor moet versigtig wees, om te sê, die Heilige Gees kan net werk soos wat ek dit bepaal. Nou, die gees van 'n profeet is onderhewig aan die profeet. Ons moet nooit die vryskelding doen om te sê, nee, die Heilige Gees het dit gesê, ek staan nie verantwoordelik vir wat ek gesê het nie. Ons mag nooit so ietsie doen nie. Ons is in beheer van wat ons sê en wat ons doen. Maar sal ons toelaat dat die Heilige Gees ons voetstappe rig, soos wat dit nodig is, of nie? So, ek wil net vir julle 'n voorbeeld maak vandag. Waar begin ek? Wie van julle sal glo hierdie is 'n R100 noot? Dirk, gaan jy glo is 'n R100 noot? My dogtertjie sal dalk dit glo, maar Alana, maar ek dink Azaria gaan dit nie glo nie. Meeste van julle kan sien, hierdie is nie R100 noot nie, al het ek hier geskryf R100, nee. Jy gaan hom nie eers vat nie. Julle kan ver genoeg sien, dis nie 'n R100 noot nie. Wie van julle sal glo hierdie is 'n R100 noot? Hy lyk baie meer soos 'n R100 noot. Nou ek het hom eintlik ek wou hom kleiner print, maar ek weet nie of die printer nie wil hê ek moet geld print of iets nie. Hy skop 'n error heeltyd uit as ek hom 'n afskrif probeer maak, so ek moes nou hierdie van die internet aftrek en dit is hoekom hy so groot is. Maar julle kan sien, hierdie is nie 'n R100 noot nie. Groter is nie altyd beter nie. Maar hierdie kan julle baie moontlik sien en weet hierdie is 'n R100 noot. Jy gaan hom, as jy hom in jou hande het, gaan jy weet is dit 'n R100 of nie. En so met die Heilige Gees ook. Daar is mense of goeters wat sê hulle is die Heilige Gees of hulle funksioneer onder die leiding van die Heilige Gees. En ons kan van ver af sien, dis nie noodwendig so nie. Daar is mense wat sê hulle is Christene, maar jy kan van ver af sien, dit wat die ou doen en sê, kom nie by die woorde uit nie. Van die mense wat sê hulle is Christene, as jy van ver af kyk, lyk dit alles reg en goed, totdat jy naby kom, en jy sien dit is nie dieselfde nie. Dieselfde met 'n boek wat sê hy's 'n Bybel. Nie elke boek wat sê hy's 'n Bybel, is die woord van God nie. Maar so ook, nie elke gees is die Heilige Gees nie. Ons lewe daar's 'n geestelike aspek aan alles van ons lewens. Nie alles wat voorkom as die Heilige Gees is noodwendig die Heilige Gees nie. En ons moet sensitief en versigtig wees vir dit. Ons sal weet wanneer dit die Heilige Gees is. So ek wil begin om die vraag te vra, wie is die Heilige Gees? Die Heilige Gees is nie iets nie, dit is iemand. Hy is deel van die drie-eenheid, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Hy is nie 'n entiteit nie, hy is 'n persoon. Hy is iemand. Ons moet nie na die Heilige Gees kyk as iets daar ver buite of onherkenbaar of glad nie wetend nie. Hy's 'n persoon. Ek wil vir julle 'n voorbeeld gee om dit te illustreer van die Heilige Gees en die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Glo jy dat 3 verskillende mense verby 'n huis kan stap en sê daai huis is my huis? Die een het die huis gebou. En hy stap al verby en hy kan vir mense wys en sê ek het daai huis gebou, daai huis is my huis. Die tweede persoon kan die persoon wees wat die huis gekoop het by die bouer. Hy het betaal vir daai huis. En die derde persoon kan die huurder wees wat in daai huis woon. En dit is hoe die drie-eenheid van God werk. God het ons geskape.
Jesus het betaal vir my en jou lewe. En die Heilige Gees moet in 'n gelowige kom woon. Hy bly binne in ons. Omdat die Heilige Gees 'n persoon is, het hy persoonlike eienskappe. Een van dit is, hy kan kommunikeer. So blaai vir my na Handelinge 13 vers 2. Handelinge 13 vers 2. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Wat gebeur hierso? Die Heilige Gees kommunikeer en sê, sonder vir my Barnabas en Saulus af. Hy sê vir hulle wat hulle moet doen. Die Heilige Gees kommunikeer. Die vraag is, luister ek en jy, as hy kommunikeer? Ek en jy kan die Heilige Gees ook seermaak. Ek en jy het die vermoë om die Heilige Gees te bedroef. Efesiërs 4 vers 29 spreek dit aan. Hy is ook op die bord, as ek dit nie mis het nie. Efesiërs 4:29. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat die genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Ek en jy kan goed doen wat die Heilige Gees bedroef. Hoe ek en jy optree, kan die Heilige Gees seermaak. Dit wat ek en jy sê, dit wat ek en jy doen, het 'n invloed oor hoe die Heilige Gees iets beleef. Die ander ding van die Heilige Gees is, die Heilige Gees het mense gebruik om die woord van God te skryf, maar alles is geïnspireer deur die Heilige Gees. 2 Petrus 1 vers 20 maak dit vir ons duidelik. 2 Petrus 1 vers 20. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. Deur die Heilige Gees gedrywe. Julle weet daar is 'n tydperk van 400 jaar tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Daar is boeke, hulle noem dit die apokriewe boeke, wat geskryf is in daai tydperk. Hoekom is dit nie deel van ons Bybel nie? Want God het nie gepraat in daai tyd nie. As jy gaan kyk, hoeveel keer in die Ou Testament sê die profete, God het gesê, God het gesê, God het gesê. Daar's niks van dit in daai 400 jaar tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament nie. God het nie gepraat nie. Die Heilige Gees het nie gewerk deur mense nie. Eers met Johannes die Doper het die Heilige Gees weer begin werk. As jy daai gaan gelees wat alles plaasgevind het onder die leiding van die Heilige Gees met Johannes die Doper en met Maria wat swanger geword het met Jesus, sal jy sien die Heilige Gees was besig en hulle moes gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. Sacharias het op 'n kol besluit, Johannes die Doper se pa, en sê maar, hy weet nou nie heeltemal van hierdie nie, en die engel sê vir hom, jy sal nie 'n woord verder sê, totdat jou seun gebore is nie. En hy maak hom stil. Die Heilige Gees funksioneer soos wat hy moet. Ek en jy moet toelaat dat hy kan funksioneer deur my en jou lewe. Hoe hanteer jy die Heilige Gees?
Is daar dinge in jou lewe wat hom bedroef maak? Die Here wys vir ons daai goeders uit. Hoe weet jy as jou vrou of jou man ongelukkig is? Jy kan dit sien, jy kan dit ervaar. Ons kan beleef wanneer ons goed doen wat die Heilige Gees seermaak. Hanteer jy die Heilige Gees as 'n persoon wat gevoelens het, wat emosies het, of is hy maar net 'n entiteit wat moet spring wanneer jy sê spring? Hoe hanteer ons die Heilige Gees en is ons onderdanig aan hom? Die volgende punt wat ek nou wil kyk is, hoekom is die Heilige Gees gestuur? Handelinge 1 vers 8 sê vir ons duidelik, hoekom is die Heilige Gees gestuur? Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Is dit nie mooi nie? Is dit nie 'n voorreg wat ek en jy het om die Heilige Gees te kan ontvang? Hoekom? Sodat hy vir jou insig en wysheid kan gee oor besigheid. Sodat hy vir jou kan sê wat se kar om te koop. Sodat hy vir jou kan sê wie en wat jy moet doen in jou lewe. Nee. Sodat jy krag kan ontvang om 'n getuie te kan wees tot aan die uithoeke van die aarde. As jy die begeerte het om die evangelie te wil deel met mense, dan kan jy dit nie sonder die Heilige Gees doen nie. Maar my vraag nou aan jou is, as jy 'n wedergebore Christen is, het jy die begeerte om te getuig van wie God is aan ander mense? Want as jy nie het nie, dan wil ek jou vra, wat is jy mee besig? Is ons besig met die dinge van God? Of is ons besig om die Here te gebruik vir ons dinge? Elkeen van ons het die vermoë om te kan getuig van wie hy is. Jy hoef nie voor 1000 mense te staan, of 100 mense te staan, of enige iets te reël nie. Vertrou die Heilige Gees om jou hand te vat en een persoon te vertel in jou wandel van jou dag. Iemand wat by jou werk sit. Het jy jouself al gevra, hoekom het Jesus nog nie al gekom nie? Dit sal mos lekker wees as hy nou kan kom, dat al hierdie wat ons deurgaan net kan stop, want jy's mos gered, jy's mos okay, alles is reg. Maar die skrif sê vir ons, hoekom het Jesus nog nie gekom nie? 2 Petrus 3 vers 9 sê dit vir ons so duidelik. 2 Petrus 3 vers 9. Die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Ons dink God vertraag, want hy vertraag maar net. Hy vertraag sodat almal tot bekering kan kom. Is dit my en jou hart? Is dit my en jou primêre lewensdoel om mense te vertel van Jesus? Om die evangelie te deel met hulle? Of is ons primêre doel om seker te maak as ek aftree die dag, is my sake reg, ek kan doen wat ek wil doen, ek hoef nie te werk verder nie. En nommer 2 is, ek wil die evangelie so nou en dan deel met mense. Ek en jy moet herevalueer oor wat ons mee besig is. As ek en jy effektiewe getuienisse wil wees vir 'n verlore wêreld, dan begin dit by gebed.
Ons as gemeente bid, dankie. Ons as gemeente bid vir verlore mense. 16 minute oor 12. Bid ons vir mense wat verlore is. Is jou alarm gestel om saam te bid vir verlore mense? Of is dit maar net iets wat, Johan weet nie wat om met sy tyd te doen nie, so hy het maar gedink, laat ons almal alarm daai tyd stel. Nee, as gemeente moet ons hard wees om te sê, wil ons mense voorstel aan Jesus of nie? Bid ek dat die Here sal werk in daai persoon se lewe voordat ek daai persoon nader? Of spring ons maar net in en hoop vir die beste? Het jy 'n lys van mense wat jy die Here voor vertrou? Is daar mense in jou lewe wat jy die Here voor vertrou? En bid jy vir hulle? As 'n gelowige moet ons 'n plan en strategie hê dat die Here kan werk deur ons lewens. Maar niks van dit kan ons doen sonder die Heilige Gees nie. Dis 'n vennootskap of verhouding tussen 'n mens en God wat hierdie maak werk om effektief 'n getuienis te wees in die wêreld. Moenie op jou eie insig en krag staat maak nie. Maar moenie jy sit en niks doen nie. Dis 'n balans tussen jou kant bring en toelaat dat die Heilige Gees deur jou kan werk om die evangelie vir mense te kan bring. Die doel van 'n Christen is nie eendag om in die hemel op te eindig nie. Dis nie die primêre doel van 'n Christen nie. Is ek en jy besig met die plan en die doel wat die Here het, dat geen mens verlore moet gaan nie. Dis hoekom ons die Heilige Gees ontvang, om getuies te kan wees aan 'n verlore wêreld. Hy wil deur ons werk. Maar is ons besig met die dinge van God of met ons eie dinge? Hoor mooi wat ek sê, dit beteken nie dat jy jou werk moet los, bedank wat jy mee besig is en voltyds in die evangelisasieveld ingaan nie, glad nie. Daar is genoeg mense om jou wat die Here nie ken nie. Kan hulle die Heilige Gees binne in jou sien? Kan hulle sien, daar's iets anderste aan jou, of lyk jy net soos die wêreld? En kan jy dan toelaat dat die Here werk in daai mense se lewens? Kan jy bid vir hulle en die Here vertrou vir hulle? Daar's daar's 1 of 3 goeders wat die Heilige Gees in die wêreld doen, en daar's 'n paar goeders wat ons gaan kyk in 'n gelowige se lewe. So eerstens, Johannes 16 vers 8 tot 11. Wat doen die Heilige Gees in die wêreld? Johannes 16 vers 8 tot 11. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde omdat hulle in my nie glo nie, en van geregtigheid omdat ek na my Vader gaan en julle my nie weer sal sien nie, en van oordeel omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Die hy wat hy daarvan praat, is die Heilige Gees, waar die wêreld gaan oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Vertrou ek en jy die Heilige Gees om te werk in iemand wat jy die evangelie mee wil deel? Of maak jy net staat op jou eie insig en krag? Want die Heilige Gees kom en hy oortuig daai persoon van sonde wat aangaan in hulle lewens. Die Heilige Gees kom en getuig dat net Jesus geregtig is. Ek en jy is selfgeregtig, self-righteous. Ons dink ons is baie keer geregtig, wanneer ons onsself teenoor ander mense meet, en sê ek is daarom nie so nie. Maar God, Jesus is die standaard wat ons na moet strewe. Hy is die enigste ene wat geregtig was. Wanneer ons bekeer ons van sonde en jou goeie werke.
Moenie staat maak op dit wat jy gedoen het, of hoe oulik jy is, of die goeie dinge wat jy gedoen het nie. Laat gaan dit en fokus op die geregtigheid van Jesus. En fokus, strewe daarna, lewe vir dit. En oordeel, hy kom sê die wêreld van oordeel. Die dag toe Jesus gesterf het aan die kruis en opgestaan het 3 dae later uit die dood uit, het hy die dood oorwin. Die duiwel weet presies wat gaan gebeur met hom. Hy's geoordeel. Moenie jou fokus op die wêreld sit en dat jy jouself vang onder dieselfde oordeel as die duiwel nie. Waar is jou fokus? Waartoe wil jy gaan? Wat is jou begeerte? Of sal jy eendag regmaak met die Here, net voordat jy iets mee gebeur? Of gaan jy nou sê, Here, ek wil alles vir U doen, alles vir U gee. My lewe getuig van wie U is. Verder in 'n gelowige lewe, in 'n gelowige se lewe, sien ons dat hy help in ons swakhede. Romeine 8 vers 26 sê dit mooi duidelik vir ons. Romeine 8 vers 26. En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. So hierso praat hy spesifiek van wanneer ons nie weet wat om te bid nie, kom help die Heilige Gees ons. Die Heilige Gees help ons in elke aspek van ons lewens, as ons hom sal toelaat om dit te doen. Die Heilige Gees kan ons ook waarsku van wat voorlê. In Handelinge 20 vers 23, ek gaan dit net vir julle vertel, maar julle kan dit lees as julle wil. Waarsku die Heilige Gees vir Paulus en sê, jy gaan geboei word as jy Jerusalem toe gaan. Oralste waar hy gegaan het, het hy gehoor, jy gaan geboei word. Die Heilige Gees is besig om hom voor te berei vir dit wat gaan gebeur in Jerusalem. Die Heilige Gees berei ons voor baie keer vir wat kom in ons lewens. Johannes 14 vers 16 sê dat hy is die trooster. En ek wil ons met daai gedeelte lees, Johannes 14 vers 16 tot 26. En ek gaan net vir julle mooi verduidelik, wat beteken dit om 'n trooster te wees. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. In die dag sal julle weet dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie het en dit bewaar, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Judas, nie die Iskariot nie, sê vir hom, Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar, en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Hy wat my nie liefhet nie, bewaar my woorde nie, en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Dit het ek tot julle gespreek, terwyl ek by julle was. Maar die trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer, en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So, as jy dink aan die woord trooster, wat kom in jou gedagtes op? Want ons almal het 'n vooropgestelde idee van wat iets moontlik kan beteken. Nou die Engels comforter sê dit vir my beter as die trooster wat Afrikaans is. En ek kan dit vir julle beter verduidelik so. Nou die Woordeboek sê iemand wat comfort is one who strengthens and supports the mind in distress or danger. Dis 'n trooster. Dis nie iemand wat, sies tog shame, ek's jammer nie. Dis ene wat kom en hy kom help
in 'n tyd van nood. Hy kom staan jou by. Jy spring nie alles wat jy deur gaan vry nie. Hy's daar om jou te help, om jou gedagtes te help, dat jy kan fokus en deur hierdie situasie druk en aangaan. Dis wat die trooster is. Dis wat die Heilige Gees vir my en jou kom doen. Die Heilige Gees kom gee vir my en jou vrede en vreugde. Romeine 14 vers 17 sê dit mooi duidelik vir ons. Romeine 14 vers 17. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Het jy al vreugde en vrede ervaar as jy 'n lekker bord kos geëet het? Dis nie vreugde en vrede nie. Die Heilige Gees wat in jou kom woon, gee vir jou vreugde en vrede. Nie net wanneer dit goed gaan nie. Wanneer die storms om jou woed en jy weet nie wat se kant toe om te draai nie, gee hy vir jou vreugde en vrede wat alle verstand te bowe gaan. Hy lei jou wanneer alles in jou lewe besig is om uitmekaar uit te val. Laat ons toe dat die Heilige Gees ons so lei. Of spring ons op ons selfoon en bel iemand wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan? Of gaan ons na die Here en sê, Here, ek kort vrede. Ek kort vreugde in hierdie seisoen van my lewe. Ek kan nie. Ek kort U. Of lê ons primêrliks op mense of op ons eie krag, wat nog erger is. Die Heilige Gees bring vir ons ook onderskeiding. 1 Korintiërs 2 vers 10 spreek dit aan. 1 Korintiërs 2 vers 10, ek dink hy's net so op, ekskuus. 1 Korintiërs 2 vers 10. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mens weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is, so weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Ons kan nie funksioneer sonder die Heilige Gees nie. As jy die Bybel gaan vat en hom gaan lees met jou eie kennis en jou eie insig, gaan jy niks uit hom uitkry nie. Jy het die Heilige Gees nodig om vir jou waarhede te openbaar wat net hy kan. Weet jy wat doen ons? Ons gaan vat 'n Bybel wat makliker is om te verstaan, wat makliker vir ons lees, wat meer moderne taal is. En ons dink, ons gaan uit dit uitkry wat ons wil. Jy lees 'n interpretasie van iemand se woord, as jy gaan kyk na die boodskap. Ek sê nie, jy mag dit nie lees nie. Maar ons wil nie vertrou op die Heilige Gees se leiding wanneer ons die Bybel lees nie, so ons gaan vertrou op iemand anderste wat hopelik die regte werk ingesit het, dat ons hierdie beter moet verstaan. Ek en jy moet gaan sit by die voete van die Here en die woord van die Here lees, en toelaat dat die Heilige Gees aan ons openbaar wat hy wil hê aan ons openbaar moet word. Dink jy, toe hierdie Bybel geskryf is, dat God nie geweet het dat jy hier gaan sit vandag nie? Hy het geweet. Dink jy dat die Here nie geweet het dat hierdie vasgevang gaan word in 'n boekvorm soos wat dit nou is nie? Hy het alles geweet. Hy is in beheer van dit alles. Ek en jy moet die Heilige Gees toelaat om vir ons te lei en te help om die woord te verstaan. Wat doen die Heilige Gees nie? Want daar is goeters wat hy nie doen nie. Die Heilige Gees sit nooit die fokus op homself nie. Hy wys altyd na Jesus. Johannes 16 vers 13 tot 14.
Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Die fokus moet nooit op die Heilige Gees wees nie. Die fokus moet altyd Jesus wees. Die Heilige Gees sal nooit iets vir jou sê wat teenstrydig is met die woord nie. Die woord van God moet 'n sif wees vir my en jou. As iemand na jou kom en sê, die Here sê dit en ek moet dit vir jou sê, of jy het 'n gedagte, wat ook al dit mag wees, as dit teenstrydig is met die woord van God, moet dit nie vat nie. Die woord van God is ons sif. Die Heilige Gees gaan niks doen wat teenstrydig is met die woord van God nie. Julle moet my mooi hoor hieroor. Ek het al menigmaal mense gesien wat baie seer kry, omdat iemand iets vir hulle sê, en hulle sê die Here sê, maar dan was dit nie die Here wat gesê het nie. Ons moet meet aan die woord van God. Die Heilige Gees is nie vir 'n persoonlike win nie. In Handelinge 8 vers 18 lees ons 'n baie oulike verhaal, wat ek net vir julle wil lees. Ek dink is baie oulik, maar ek dink nie almal dink dalk so nie. Handelinge 8 vers 18 tot 25. Nou, die Heilige Gees is uitgestort in Samaria. Hulle het tot bekering gekom, die Heilige Gees is uitgestort en Simon, 'n towenaar, het hierdie gesien, hoe die Heilige Gees uitgestort is. Hoor wat gebeur. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. Simon wou die Heilige Gees gebruik tot sy eie win. Hy is bereid om geld te betaal vir die werking van die Heilige Gees, sodat hy geld uit dit uit kan maak. Die Heilige Gees is nie, die werking van die Heilige Gees is nie primêrliks vir ons nie. Die werking van die Heilige Gees is buitentoe. Die werking van die Heilige Gees is om te verkondig wie Jesus is. Ons moet nie dit gebruik vir ons eie win nie. As die Heilige Gees gebruik word vir eie win, dan kan jy maar weet, dis 10 teenoor nie die Heilige Gees wat daar funksioneer nie. Die Heilige Gees bring nooit wanorde nie. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Die Heilige Gees bring nooit wanorde nie. Toe die wêreld geskape is, het hy orde gebring. So in kerk, in ons lewens, die Heilige Gees bring nie wanorde nie. Ons moet versigtig wees dat ons goeders toeskryf aan die Heilige Gees wat nie die Heilige Gees is nie. Maar om te onderskei wie of wat gebeur deur die Heilige Gees, kort ons die Heilige Gees. Ons het nodig om sensitief te wees vir die leiding van die Heilige Gees. Glo jy dat jy die Heilige Gees kan weerstaan? Ek glo jy kan. So in Handelinge 7 praat Stefanus met die ouderlinge of die Jode en hy sê, julle weerstaan heeltyd die Heilige Gees. Julle is hardnekkig. En nou kan ons sê, ja, maar is net vir die Jode gewees. Is nie vir ons nie. Ons is nie so hardnekkig nie. Ons is alright. Ons nekke is lekker sag. Ons weerstaan hom nie. Maar dan wil ek jou vat na 'n gedeelte in 1 Tessalonisense 5 vers 19 en jy kan hom van die bord af lees. O, wat? Ekskuus, daai ene lyk bietjie snaaks. Blus die Gees nie uit nie. Blus die Gees nie uit nie. Wat het die Heilige Gees as gekom as in Handelinge 2?
as tonge van vuur. So, as hy gekom het as tonge van vuur, kan ek en jy moontlik hom uitblus, nê? As jy nie na 'n vuur kyk nie, wat gaan gebeur met daai vuur? Hy gaan uitbrand. Is daar goed wat ek en jy kan doen in ons lewens, wat die Heilige Gees blus? Volgens die skrif, ja. Jy kan 'n goeie groot vuur hê, wat lekker brand, maar vat 'n groot genoeg emmer en gooi water oor hom uit, wat gebeur? Jy blus hom. Daar's goeters wat in ons lewens gebeur, wat ons doen, wat die vermoë het om die Heilige Gees te blus. 'n Vlam kan uitgesit word. Ek wil afsluit met hierdie. As jy 'n wedergebore Christen is, skep jy die atmosfeer vir die Heilige Gees om te kan floreer in jou lewe, of nie? Gee jy aandag aan die Heilige Gees se werking in jou lewe, of nie? Is dit iets wat jy na smag, of nie? Is hy net daar ver? Ek hoop ons kan vandag dalk 'n paar goeters uitgeklaar het rondom die werking van die Heilige Gees. Maar as jy hier sit en jy wonder oor Jesus, jy weet nie of hy die weg en die waarheid is vir ewige lewe nie, dan kom die Heilige Gees en hy kom wys dit aan jou. As jy eerlik gaan wees met jouself, sal die Heilige Gees kom en vir jou presies wys wat nodig is.